Matthew 11 verse 28. Then Jesus said, "Come to me, all of you who are weary and carry heavy burdens, and I will give you rest. Take my yoke upon you. Let me teach you, because I'm humble and gentle at heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy to bear, and my burden I give you is light." My naam is Nicola van Wyk. Ek kom van Woester af en ek is getroud met Tiaan van Wyk. Ek het 'n dogtertjie en 'n seentjie en my seentjie is 11 jaar oud en my dogtertjie is 6 jaar oud. Ons kom van die Noord-Kaap af oorspronklik, van Kimberley se wêreld af. En my droom was altyd om in die Wes-Kaap te kom bly. En my man het 'n geleentheid gekry om op Sutherland te kom werk en ek en die kinders het toe in Woester kom bly om vir die skole. Dinge het goed gegaan. Ek en my man was gelukkig, hy was 'n goeie pa. En soos dit aanbeweeg het 'n paar maande daarna het ek hierdie leemte in my hart gevoel en ek was so alleen en ek was honger vir die Here en ek het nie geweet en ek het eendag toe bid ek toe sê ek Here, help my. Ek het jou nodig en plaas my iewers in 'n kerk waar ek kan hoort en die Here het my regtig gedra en hy het my gevat na die kerk toe waar ek hoort. Ek is toe CRC Woester toe en daar het ek het gegaan en ek het net begin hardloop vir die Here. Dit was asof daar net geen keer was vir my nie. Ek het gedink dit gaan nou begin goed gaan met my en toe het my hele lewe mekaar ingetuimel. My man het begin aggressief raak. Hy was glad nie sy persoonlikheid nie, so dit was die eerste ding wat ek opgetel het, sy aggressiwiteit. Hy het glad nie meer geduld gehad nie. En hy het net elke tweede naweek het hy huis toe gekom. En ek kon nie verstaan nie en ek het vir die Here gaan vra, Here, wat gebeur nou? Dinge is veronderstel om goed te gaan nou. Ek het uitgereik na my familie toe en niemand het my geglo nie omdat hulle weet Tiaan is 'n goeie mens. Almal het half weggetrek van my af. So ek was half alleen in hierdie hele ding en toe die Here net wonderlike mense, geestelike familie op my pad gestuur wat my bygestaan het. En dinge het aangehou so vir 2 jaar. Dit het net erger en erger geraak en ek het naderhand nie meer geweet wat moet ek doen nie. En eendag het ek gebid en ek kon nie op die oplossing kom maar wat's fout met my man nie. Dit het net erger geraak. Dit het sy hele leefwyse beïnvloed. Dit het hom beïnvloed. Hy het maar geword. Hy het siek geraak. Hy het sy werk beïnvloed. Sy verhoudings beïnvloed. En ek het eendag sy pa gebel toe sê ek dink Tiaan is siek en ek het gedink daar's medies fout met hom en ons het dit daar gelos en ek het net bly bid en by die Here se voete sit. En op 'n dag het ek gebid en ek het gesê Here, ek kan nie, ek gaan skei. En daar die Here vir my, toe sê die Heilige Gees vir my, jy beklei nie teen Tiaan nie, jy veg teen die vyand. En dit was my keerpunt. Dit was Paasnaweek, my man het die donderdag huis toe gekom en hy was weer naby, weer moeg, hy het gaan lê. Ek was daar in die kombuis. Ek het my altyd besig gehou want ek was te bang om met hom te praat. En toe ek in die kombuis staan het die Heilige Gees my gesê, gaan na Tiaan toe. Vandag gaan jy uitvind wat fout is. En ek het na hom toe gegaan en hy het gelê en ek het hom wakker gemaak. Ek het vir hom gesê, jy steek iets vir my weg en jy gaan vir my nou moet sê. En hy het my so gekyk met sulke groot oë en hy het my nie geantwoord nie. Ek het hom 3 keer dieselfde vraag gevra. En die 3de keer het hy verskriklik begin huil. En hy het vir my gesê, maar hy is verslaaf aan tik. Ek het uitgestap en ek het vir hom gesê, is reg slaap, ons sal môre praat. En ek het hom gevra om toe plaas toe te gaan, waar hy werk. En hy het teruggegaan, want ek wou nie die kinders meer verder deur dit sit nie. En hy is plaas toe en hy het vir my gesê, hy soek hulp, hy wil rehab toe gaan. En toe hy daar uitgekom het, ek het my prepare, ek het vir myself gesê, alles gaan fyn wees nou. Soos ek het gedink, as hy nou daar uitkom, gaan alles 100% wees. En toe is dit nie so nie. Maar die Here was so in het, die Here het my so gelei deur hierdie hele journey. Elke ding wat hy het my na die regte persone gestuur. En ek het by die dokter uitgekom en ek het my situasie vir hom verduidelik en hy het my gehelp. Toe sê hy vir my, jou man ly aan, hulle noem dit psychosis. Dis 'n wanbalans in sy brein as gevolg van die middels wat hy gebruik het. En hy het vir my iets voorgeskryf en ek het dit toe vir Tiaan gegee en hy het dit 2 dae gebruik. En toe hy het gaan sit en hy het by die Here gesit. Hy het fisies gebreek voor die Here en gesê, Here, ek kan nie meer nie. Nou moet jy my help. Sy werkgewer het my gebel en sy het vir my gesê, daar's fout. Hulle kry nie vir Tiaan wakker nie. En die eerste ding wat deur my brein gegaan het was, Tiaan het geoudie. En ek het weer by die Here se voete gaan sit en gesê, Here, is dit 'n teken? Moet ek hier uitstap? En nog steeds het ek nie daai vrede gehad nie. En hulle het hom toe getoets daai dag, hulle het hom toe eventually wakker gekry. Ek was kwaad, ek wou nie met hom praat nie. Hulle het hom getoets en hy was al 2 keer was hy negatief gewees. En
Toe bel hy my later, toe sê hy wil net aan my verduidelik wat gebeur het. Hy weet nie wat gebeur het nie, hy het met die Here gepraat en hy het regtig gebreek voor die Here. Hy het gaan lê, dit was in sy etenstyd. En het 'n moegheid het oor hom gekom en hy het in 'n diep slaap ingegaan. En van daai dag af was my man genees van sy aggressie. En hy het 'n pad met die Here begin stap. Hoe my man betrokke geraak het, is van sy werksmense het dwelms gebruik wat onder hom gewerk het. En hy het dit gesien en hy het toe met dit begin eksperimenteer en hy het dit gebruik. En dit het vir hom gehelp om te werk. Want hy kon partykeer, dit laat jou verskriklik, dit laat jou harder werk. En toe het hy het baie hard gewerk, hy het deur die nag partykeer gewerk en ons kon nie verstaan hoe doen hy hierdie nie, sonder om moeg te raak nie. En hy het net al hoe meer begin gebruik en al hoe meer, totdat sy hele lewe begin verwoes het. Ek dink die ergste ding was, dat ek nie verstaan het hoekom ek deur dit moet gaan nie, maar die Here het geweet. Vandag weet ek presies hoekom ek daardeur moes gaan. Die Here het my gevat, hy het my fisies gebreek en hy het my stukkie begin opbou, nadat ek my lewe vir hom gegee het. En hy het my karakter begin bou. So vandag is ek nie spyt ek is daardeur nie, maar die moeilikste tye was dat ek nie beheer gehad het oor my kinders, die seer wat hulle moes deurmaak nie. En dit het my gebreek, en dan die ergste ding wat ek moes deurmaak was na alles, om weer my man te kan vertrou. Van die duiwel kom raai vrees, dat wat as dit weer gebeur? Wat as hy terugval? En ek kon nie myself weer imagine deur dit gaan nie. En ek het gaan bid en die Here het vir my gesê, vertrou my, ek het hom genees, moenie vir Tiaan vertrou nie. En daar het ek my vertroue in die Here begin plaas. En ek het dit weggevat van Tiaan af. En daar het my healing gekom. Jy gaan moet 'n sterker verhouding met die Here bou, want jy gaan dit op jou eie kan doen nie. Jy gaan nie jou man kan verander nie. Niemand kan hom verander nie, net God kan. En bou 'n verhouding met die Here en bid vir jou man en beklei vir jou man. Beklei vir julle huwelike. En die duiwel val so ons huwelike aan vandag. Dit is sy eerste prioriteit. Maar ek beloof, as jy gaan terugbeklei, want ons beklei nie teen die mens met wie jy getroud is nie. Ons beklei teen die duiwel. Besoek YouTube en tik in God se krag in my krisis. Subscribe tot ons gratis kanaal vir nog stories van hoop.